Goeiemôre Blanco gemeente familie en veral die 60-plussers. Julle wat die jongeres inspireer en motiveer om voluit vir Jesus Christus te leef. Sondag het ons weggespring met siklus 7 van 2021, waar ons die Bybelboek Jakobus toelaat in ons gedagtes en lewe met die uitleef van praktiese wysheid. Ek lees vanoggend vir ons hoofstuk 1 vers 27. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Die teks praat van egte en suiwer godsdiens voor God die Vader. En ek dink aan die gesegde, wat is die bottom line? Wat is die bottom line van Christendom? Hoe moet dit prakties lyk in jou lewe? En hierdie teksgedeelte het 2 fasette. En ek wil eers kyk na die laaste faset, naamlik praat Jakobus van besmetting van die wêreld. En ek wil dit verstaan as 'n manier van dink wat oorgaan in dade. 'n Manier van dink soos die wêreld, in plaas van soos wat die Here dit wil. Dit is die tydsgees waarin ons leef wat 'n groot effek op ons het. En die tydsgees kan verskil tussen ons hier in Suid-Afrika en sê maar die tydsgees in Europa of in Amerika en dan natuurlik in die Midde-Ooste of in die Ooste. Die tydsgees, die wêreldkrag of denke binne 'n bepaalde land of omgewing verskil. En wat Jakobus sê is dat die manier van dink in 'n bepaalde omgewing is nie noodwendig gelyk aan hoe God wil hê ons moet dink nie. En dat die verkeerde manier van dink ons besmet om uiteindelik nie net verkeerd te dink nie, maar verkeerd te leef. Ek sou tog dink dat die tydsgees waarin ek en jy leef hier in Suid-Afrika en in die Weste is een van anything goes. Solank jy nie iemand anders seermaak nie, kan jy eintlik maar doen wat jy wil. Miskien is dit ook plesier as nommer 1, die doel wat die middele heilig. Of die meet van sukses net aan jou voorkoms of jou bankbalans. Maar dan kom sê Romeine 12 vers 2 in die boodskapvertaling, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle lewe, die hele lewe, elke dag aan hom moet oorgee. En daarom moet ons weet, ons is heilig, afgesonder vir die Here. Ons behoort aan hom en wil hom dien en eer as Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die eerste gedeelte van Jakobus se vers 27 in hoofstuk 1 praat oor Christendom wat 'n oog het vir die weerloses. En baie pertinent noem hy hier weeskinders en weduwees wat deur die samelewing uitgeskei word. En dat Christendom prakties is om sulke weerloses in hulle moeilike omstandighede by te staan. Praktiese Christendom gee om en maak 'n verskil. En as jy deel is van Blanco gemeente, dan kan jy weet, jy dien en jy maak 'n verskil in die gemeenskap, deurdat ons as 'n gemeente onder andere Badisa ondersteun en verskeie uitreike het na weerloses, weduwees en weeskinders. Maar dan dink ek ook na gister se baie reën en die vloede hier nou in George, is die vraag, maar wat kan jy self meer doen? Julle as 'n gesin, julle as 'n leefgroep, ons as 'n gemeente, om 'n verskil te maak. Dalk is dit doeteenvoudig net teenoor een persoon, dalk die persoon wat by jou werk. Laat die Heilige Gees toe om vanoggend aan jou te wys hoe jy daar kan wees vir hulle wat nou swaar kry hier in Blanco en in George. Here, ons bid vir hulle wat weerloos is en wat swaar kry as gevolg van gister ook se reën en vloed. En vra U om deur die Gees ons te lei oor hoe ons betrokke kan wees. Hoe ons as 'n gemeente, maar ook as 'n gesin, ook as 'n familie, kan uitreik na mense wat ons ken, wat nou as gevolg van die reën swaar kry.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Deel gerus vanoggend se boodskap met familie en vriende wat aansporing en aanmoediging benodig. Tot volgende week, mag jy geseënd wees in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.